Goeienaand, dit is Ina met resepte vir die lewe. Ons resepie van vandag is 'n baie kort sinnetjie uit 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Die ander Afrikaanse vertaling sê bid geduldig. Hierdie is 'n opdrag. Hierdie is nie as jy so voel nie. Hierdie is 'n opdrag. Nou, hoe op aarde gaan ek hierdie opdrag uitvoer as ek 'n werk het om te doen? Ek is 'n ma, ek is 'n vrou. Jy's 'n man, jy staan in 'n werk. Jy's 'n kind wat moet skoolwerk doen. Jy's 'n student. Hoe voer ons hierdie opdrag uit? Bid sonder ophou. Iemand het een keer 'n sinnetjie gesê, leef met jou hart op sy knieë. En dit het so tot my gespreek. Is jou hart op sy knieë? Is jou hart besig om te bid, geduldig? Ons vergeet dat gebed eintlik gesprek is, sommer net praat. En ek wil vir jou sê, as jy, kom ek noem dit nou maar die kuns bemeester het om te bid sonder ophou, dan is jy geduldig in gesprek met jou constant companion, jou vriend, die Heilige Gees. Is jy geduldig in 'n dialoog met die drie-enige wat jou vriend is? Jy sien, ons moet vergeet dat, of ons moet onthou, kom ek noem dit eerder so, jy moet onthou dat hy naby jou is, dat hy in jou is, dat hy om jou is. Hy weet die detail van jou lewe, hy sit nie iewers te ver op 'n troon nie. Hy weet van jou. En hy wil met jou kommunikasie hê. En as jy dit verstaan, dan word bid geduldig 'n gedurende gesprek. Ek het dit begin beoefen as jong vrou, toe ek nie goed geweet het van kook nie. En dan sou ek vir die Heilige Gees vra, wat kan ek doen om hierdie kos lekkerder te maak? En hy weet van resepte. Hy het my gelei. Ek dink dit het verander toe ek 'n dingetjie van Marita Martens eendag gelees het, wat gesê het, wat jy ook al doen, die Heilige Gees is in jou. Hy doen dit saam met jou. So as jy kook, kan jy vir hom raad vra, want hy is die raadgewer, is hy nie? Hoe bid ek geduldig? Deur alles wat ek doen, met hom te bespreek. 'n ander kosbare plan wat iemand eendag vir my gegee het, sy moes baie ver ry werk toe. En sy het op 'n dag vir my gesê, ek het by jou robot gestop, en ek kon nie verstaan wat sy bedoel nie. En toe het sy vir my gesê, op hierdie lang pad wat sy moet ry, is daar verskeie robotte, en sy het vir elke robot, het sy iemand toegeken aan daardie robot. En as sy by daardie robot stop, weet sy moet vir my bid. Dit het vir my so ontsettend baie beteken. Jy sien, bid geduldig word 'n leefwyse, word 'n aangename manier van kommunikeer met ons allerhoogste Papa God. Iemand praat van die Heilige Gees. Hy is die Heilige Gees met wie ons alles kan bespreek, vir wie ons kan raad vra. Kry vir jou stoel in jou huis, 'n lekker leunstoel. Gaan sit op daai stoel. Dis jou pappa se skoot. Gaan sit op en praat met hom. Vertel vir hom van jou seer. Vertel vir hom van jou verlangens. En laat hom toe om jou te vertroos. Laat hom toe om vir jou planne te gee. Hy wil ons help met al die probleme wat ons in die lewe het. Ek het al vir hom gevra, ek het nie meer planne hoe om my meubels te skuif om plek te hê vir iets nie. En dan sal hy vir my 'n plan gee. Jy sien, hy wil so in die detail van ons lewe, wil hy betrokke wees. Hy wil hê, ons moet hom vra, nie net oor die groot geestelike goed nie, maar die alledaagse goedjies. Hy wil ons antwoord. Hoe bid jy geduldig? Deur geduldig in gesprek te wees met die Allerheiligste. Kan jy eensaam wees as jy so met hom praat? Nee, jy kan nie.
My boetie, my sussie, ek daag jou uit. Raak koningsbewus, raak geesbewus, praat met hom, en hy gaan jou antwoord, en jy gaan dalk baie verbaas wees oor die maniere wat hy jou antwoord. Maar bid geduldig is 'n opdrag wat ons nie mag laat verbygaan nie. Maar moenie dat dit 'n opdrag wees wat jou benoud laat word en laat dink, ek gaan nie eendag dit maak nie, want ek bid nie genoeg nie. Ek sit nie ure op my knieë nie. Hierdie bid geduldig is heeltemal iets anders. Hierdie bid geduldig beteken, wees geduldig in kontak met die Allerhoogste. My Papa God, Abba Vader, U is nie 'n God wat daar ver op 'n troon sit en ons net wil uitvang op wat ons verkeerd doen nie. U is die Heilige Gees wat in die detail van ons lewens wil betrokke wees, wat vir ons wil planne gee, wat ons wil vertroos, wat vir ons wil leiding gee, wat vir ons wil wysheid gee. Ek loof U daarvoor, en ek kom vra dat U nou my boeties en sissies wat hierna luister, sal verras met dit wat U wil doen in hulle lewens. Amen.